Ek is nogal opgewonde, ons het eintlik 'n woord wat net inskakel by die reeks preke wat al gepreek is. Het sy of dit nou die vorige een is wat ek gedoen het, of dit pastoor Henry of dit nou Marius is. En julle sal weet, ons het gepraat van die koninkryk, God se heerskappy binne in my en jou. Ons het gepraat van God se geregtigheid, God se heerlikheid, en ons het ook gepraat van heiligmaking. En hierdie vul aan by daai woorde. Maar daar is wel 'n ander invalshoek wat die Here my gegee het, wat ek tot julle harte moet spreek in hierdie oggend. En vir ons om weg te spring met dit, gaan ek vir julle die tema van die woord gee, die grenslyn wat die beeld van God vorm. Grenslyn wat die beeld van God vorm. As jy 'n woord het, jy net so 'n paar blaai. Ons gaan die hele woord inlyf met Genesis 1 vanaf vers 26. En as jy 'n woord verder wil oopmaak, die volgende gedeelte gaan ons gevat uit Galasiërs hoofstuk 5. Maar kom ons begin by Genesis 1:26. Julle kan in julle woordvorm volg of op die bord. Genesis 1 vers 26. Het God die volgende woorde gesê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En hoor mooi, en God het die mens geskape na sy beeld. As jy hier sê, sy beeld. Jy is geskape na God se beeld. Hoor julle wat ek sê? Want ek dink party mense glo dit is waarom ek bietjie net vasdrap hier. Jy is geskape na die beeld van God. Dan sê dan vandag, as ek so rondkyk, lyk dit nie so nie. Nou die dag wie iemand gehoor, ons gaan nou verder lees. En julle ken al daai woorde, want julle het al baie mense het gehoor sê, dat as dit toe 'n Christen lyk, dan wil ek nie een wees. Julle het al gehoor? En hulle verwys spesifiek na die mense in die kerk. Maar dit is 'n leuen wat die vyand van voorhou. Want hy lees nie die hele gedeelte vanaf die sonde wat elke mens het gefaal en dit ontbreek aan die geregtigheid van God. So ja, dalk het ons bietjie van daai beeld verloor. Maar jy's geskape na die beeld van God. Right. En God het die mens geskape na die beeld van God het hy geskape, man en vrou het hy hulle geskape. So, mammies, vrou is nie 'n dierwyf nie, hoor. Sy is ook na die beeld van God geskape, nie net jy alleen. Nie net Adam is na die beeld van God, nie jy ook. Jou vrou, jou kinders ook. Al is hulle partykeer 'n bietjie wild. Party mense het rustige kinders, ander mense het besige kinders. Ons het soms 'n bietjie iets van albei gekry. So, God het hulle geskape, man en vrou, na sy beeld. En God het hulle geseën, en God het hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, kan dit bietjie onderstreep dan, heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, oor al die diere wat op die aarde kruip. Onderwerp dit en heers. En hierdie hele woord is die inleiding van 'n koninklike heerskappy wat die mens op aarde moes vervul. Julle ken dit, julle weet dit. Dit is algemene kennis. Ek wil verder vir julle sê, toe ons begin het, daarby sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. En daarna sê hy na die beeld van God enkel volk. Wil ek maar net vir julle noem, dat as julle 'n navraag het oor hierdie woorde en julle verstaan dit nie, gaan dit nie vandag maak.
Maar dan kan julle na ons toe kom, dan my pastoor Henry of julle kan by die kantoor 'n navraag rig en dan sal ons kyk hoe ons dit vir julle kan bedien om hierdie lering vir julle te bring as jy dit nie verstaan. So ek gaan nie daarom stil staan nie, maar hy verwys na die beeld van God in 'n enkel fout. Jy is een mens na die beeld van God en dit verwys hom na die heerskappy wat God vir die mense gegee het op die aarde. Nou ek net so 'n bietjie stil staan hierso, want dit is iets wat ook baie mense vra. En baie mense wonder daar. Want as jy verder gaan lees, net kyk, vers 31. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dis aand en môre die 6de dag. Nou baie mense kom met die vraag, as God alles gemaak het, en dit was baie goed, nadat hy Adam en Eva geskaap het, en God het voorkennis en hy is alwetend en alomteenwoordig. Weet nie of julle dit al hoor het, ja, vra die mense, hoekom het hulle gemaak as hulle so sondig? Hoekom het hy Adam gemaak? Eva. Hy het geweet sy gaan daar sondig. Hoekom het hy nie die boom daar uitgetrek? Jy al daai vraag gehoor? Niemand. O, daar was mense wat dit gehoor. As mense wat die vraag vra, gewoonlik is dit wêreldlinge wat dit vir jou gaan vra, want dit hinder hulle geloof. Maar daar was 'n interessante ding, 'n interessante vers wat ek vir julle wil lees. Want toe God dit gemaak het, en in sy alwetendheid, en hy het gesê, dis baie goed, dan staan daar 'n skrif in Kolossense, ek dink of ek hom nie kan kry vir julle. Kolossense 1 vers 15, gaan dit vir julle lees. Die hy wat daarvan praat is hoofletters, verwys direk na Jesus Christus, is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Weet jy hom? Dit is 'n baie vers. So wat hierdie skrif sê vir my, sal hoewel God alles geweet het wat die mens gaan doen alles, in sy perfekte plan vir die mens, vir ons vandag, was Jesus Christus heel eerste. Hy was heel eerste in die raadsplan van God. Hy het geweet daar gaan 'n sondeval kom. En julle sal dit ook verder sien in die belofte wat hy gemaak het in Genesis 3 vers 15. Daar gaan 'n verlosser kom. Daar gaan 'n verlosser kom. En dit wat die mens verbrou het, gaan hy kom herstel. Want soos wat Adam en Eva in die tuin van Eden daar moes staan en hulle eie identiteit, hulle eie keuse gehad het, so het ek en jy vandag presies daai selfde keuse. En dit is vir my baie kwaai ons nou aan beweeg. Want ek en jy kan hy selfe heerskappy hê wat die Here vir Adam en Eva gegee het voor die sondeval. Want toe hy gesê dis baie goed, het Kolossense 1 vers 15 daar gerealiseer in God se raadsplan. Want hy het geweet, daar gaan 'n verlosser kom. Hy gaan 'n prys betaal vir my en vir jou. Maar ek en jy die keuse. Soos wat sy en Adam die keuse gehad het om van daai vrug te vat of nie. So staan ek en jy vandag voor die keuse. Nie net om die Here aan te neem, maar ook gaan ons 'n vrug hê vir iemand om te vat. En dan wat se vrug gaan dit wees? Gaan dit 'n vrug wees tot stigting van lewe, of gaan dit 'n vrug wees van die dood? Want jy sien, ons kan vrugte dra,
maar dit kan mense geestelik dood veroorsaak. En ons gaan nou by daai lys toe kom. Ek het hier net geskryf, jy weet, Adam is in die beeld van God. En daarom moes daar 'n tweede Adam kom, Christus, om hierdie beeld wat Adam laat skade lei, dat hy verval het, om daai beeld te herstel. En ons moet verander na daai beeld van die tweede Adam. Nie na die eerste Adam na die sondeval, na die tweede Adam. So dit praat van heiligmaking. Dit praat van 'n koninkryks leefwyse. En glo my vrou, hierdie boodskap is nie gemik op bekering nie. Hierdie hele boodskap is gemik op na ons bekering. Wat doen ons na die tyd? En ek wil vir julle dan blaai na die volgende deel toe, Galasiërs 5 vers 9-10. Dan gaan julle sien hoe skakel hierdie twee van Genesis en Galasiërs skakel dit in mekaar in. Net vir my of blaai na Galasiërs. En Galasiërs 5 is 'n baie bekende deel. Ek gaan hom eers lees en dan kan julle my prentjie vir my opsit daar, soos ons lees eers die skrif. Galasiërs 5 vers 9-10, weet julle hom? Daar staan, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, hoor mooi, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Ons praat nie van die heerskappy. So as jy die heerskappy van Christus wil verloor in jou lewe, doen jy van my goed. Dis wat Paulus sê hierso. So, dan praat hy verder vers 22. Maar die vrug van die Gees, dis die vrug wat ons moet dra, is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. So hier is 'n baie goeie gedeelte. Ek dink as ons van die klein kindertjies hier agter by die kinderkerk nou hier kon gehad het, gaan hulle vir ons 'n liedjie sing van hierdie. En dan het hulle al die vrugte van die Gees en hulle noem dit op en hulle sing dit is te pragtig. En ons almal ken dit, miskien het ons dit ook geleer in die Sondagskool. Van die kinderkerk. Maar ek het vir julle 'n prentjie vandag. Dit is die beste poging wat ek kon aanbied. My rekenaarkennis is oor die 20 jaar agter. So verdra my net van dit. Maar laat julle net verduidelik wat is hierdie prentjie. Ek hier so staan. Hier is 'n ronde sirkel en dan sien julle daar's 'n sterretjie bo die ronde sirkel. Alraai. Nou wat dit voorstel is die dag toe die Here Jesus aangeneem het. Toe kom jy is die sterretjie in hierdie voorbeeld. Party dalk 'n ander shape, party is dalk so vaal en party is dalk 'n bietjie anders ding, maar in hierdie oomblik is ons 'n sterretjie. En jy kom sit jou lewe binne in Christus. Christus binne in jou lewe. So, maar nou sit jy met 'n probleem, want jy is nie volmaak. Jy is nie 100%. Want julle sien die sterretjie het 'n paar punte wat uitsteek bo die sirkeltjie. En dan is daar 'n paar gaps. Daai driehoekie in die middel is die senterpunt. As jy Korintiërs 13 gaan lees, dan sal jy hoor, hy praat van nou bly hierdie drie oor geloof, hoop en liefde. Dis drie komponente wat jy teenwoordig moet hê in jou lewe na bekering. As dit uit die sirkeltjie uit beweeg, dan het jy 'n bietjie moeilikheid, dan moet jy kom vir 'n sessie of twee. Pastor Henry en almal hier sal jou help, ons sal jou ophelp
Waar's Anton? Ek geniet vir Anton, hy gaan jou verseker help. Nou Anton moet jou daar by die deur kry. Net so. Jy weet nie wat, dan lyk ons dalk so. Die probleem is, as jy hierdie Galasiërs 5 lees en die heiligmaking en die hele koninkryk en alles, vind ek dat baie van ons bly daar. Jy het jou hart vir die Here gegee, maar daai grys hoekies wat daar uitsteek, dit is nog nie in lyn met God se woord. En dan wil ons dit daar los. En daai gaps wat daar is, dis tekorte wat ons moet groei in die gees, wat nie aangespreek word. En so ek sê, dis 'n voorstelling. Dalk is jou sterretjie dalk net so aan die punt van daai sirkeltjie. Dalk het jy baie minder grys hoekies wat uitsteek. Dalk lyk jou prentjie dalk 'n bietjie anderster as hierdie een. Maar jy verstaan dat ons moet verstaan hierso in ons stap saam met Christus en van die begin van die jaar af, die hele roete wat die Here met hierdie kerk stap, en nie net die kerk nie, as jy gaan luister na boodskappe oor God se gemeente, oor sy liggaam heen, vind ek baie boodskappe wat wys na heiligmaking, na groei. Nou hoe volg ons Christus? Want ons sê, ons is sy disippels, ons is sy volgeling. Maar ek vind as ek na hierdie skets kyk, die Here het sekere goed nie gedoen nie, wat ons dalk doen. En dalk stap ons hier uit, nadat ons pragtig mooi gesing het. En dan praat ons mond nie dieselfde buitekant die kerk as binne in die kerk. Amen. Dis so. En ons kan nie so vandag sit, en ek kan nie vandag nie so staan en sê, ek is daai perfekte sirkel. Glad nie. Maar ons moet begin identifiseer. Dis die roete wat die Here wil hê ons moet vandag verstaan. Ons moet nie net sê, wie wat ek is klaar, ek het my hart vir die Here gegee. Ek is daar. Wat is die punte van ons wat uitsteek oor daai sirkel? Wat 'n area? Ek kan dit vir jou identifiseer. Ons kan dit dalk doen met 'n beradingssessie en voor ons invul alles. Maar weet jy, baie keer moet ons ook net self gaan sit en sê, wat is daai area daar? Dalk het jy net 'n groot ding waarop jy nou moet werk. Wat is dit? En die ding hoe ons dit gaan sien, en dit is hoekom ek Galasiërs 5 ingebring het. Want hy praat hier, ons weet, dit is die vrug van die gees. En hy praat van die werke van die vlees. Maar daai werke van die gees bring 'n geestelike vrug voort. En is nogal bietjie meer intens as jy 'n pa en 'n ma is, of 'n ouma en 'n ouma is. Want 'n oupa en 'n ouma moet vrugte gee vir hulle kleinkinders. En 'n pa en 'n ma moet vrugte gee vir hulle kinders. En later met hulle kindskinders en al daai, die maatjies wat moet kyk. Hoe lyk die vrug wat jy gee? Wat 'n vrug dra ons? Want die woord sê ons moet 'n vrug gee van liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En ons ken dit. En ons praat dit. Maar gee ons werklik daai vrug? Want as ons vind dat daar's 'n hoekie wat uitsteek en daar's 'n gap. Die ding is, as ons daai gap wil vul, moet ons hierdie hoekie intrek. Want jy kan nie 'n goeie vrug gee, maar die slegte vrug tak hang daar, hy's nie afgesny. En dis waarheen die Here met ons wil gaan. Ons moet identifiseer, wat is daai slegte takke? En dan gee jy hier so 'n klomp goeders, die werke van die vlees. Oorspel. Mag ek nie sê nie, want jy oordeel. Die woord sê, nee, sny af daai tak. Sny af daai tak. Hou op om na ander vrouens te kyk. Sny hom af, as jy getroud is. Dis jou vrou. Dis jou man. Sny dit af. Moenie wonder daaroor nie. Moenie dink en sê ek gaan en ek gaan en ek gaan nie. Sny hom af. Hoerery, sny af. Onreinheid.
Partykeer, wat is dit? Dis veiligheid. Wat is in jou hart? As jou hart nie skoon is nie, veiligheid, ongebondenheid. Ongebondenheid is 'n groot ding. Die verduideliking dit is sonder beperking of verpligtinge. En dit deel nogal met al die goed, jy wil losmaak en so. Ongebondenheid aan die liggaam van Christus. Jy wil losmaak en so, jy wil geen verpligtinge dra nie. Grens aan rebellie. Volgende ding, afgoderry. O nee, ons doen ons glad nie dit nie. Al uit jouself voor. Alright, okay. Hoeveel tyd spandeer ons aan dit? En ek praat nie van werk nie. Ek praat van meer as veel werk. Baie mense werk op hulle self. Maar dan sê jy sien, die Bybel word nie kant toe geskryf. Dit is afgoderry. Dit is as jy enigiets hoor ag as God. As jy ontevrede is met wat God jou bied. As jy sê ek het iets beters. Dit is harde woorde dalk om na te kyk, want ons kyk altyd net na die positiewe kant. Ons kyk altyd net na hoe gaan ons groei, hoe gaan ons beter maak. Ons kyk nie na daai uitsteeksels wat ons moet aanspreek in ons eie lewe. Dis 'n individuele boodskap hierdie vanmôre. Dis nie ek vir julle nie, dis ek vir ek. En dis jy vir jou. Jy moet daai tentakel afsny. Jy moet daai uitgroeisel afsny. Ons praat van afgoderry, towery. As jy met dit doen, sny al baie goed. Word vervul met die gees van God. Want die towenaars van Egipte het ook hulle staffietjies, wat hulle gehad het, gegooi, en het ook 'n slang geword, nes Moses in. Die enigste verskil is, Moses het dit nie gedoen met tower, en hy het dit gedoen met God Almagtig. Maar dan kom 'n tyd, van 'n towery sy beperkingkies het. Dit lok jou dalk met ietsie. Maar God is onbeperk. Amen. Vyandskap. Vyandskap spreek na haat. En die ding is, mense wil dit altyd oordrewe maak. Baie keer haat ons goeders, goed wat mense dalk doen. Maar dan kyk jy, dit wat die persoon doen wat verkeerd is, kyk jy half mis, want jy kyk eintlik vir die persoon. Sit moeilike een hierdie. Vir ons as Christene, want dan kyk jy stem nie saam met wat daai persoon doen. Maar na gelang van tyd, dan sien jy nie meer die daad raak wat daai persoon doen, jy sien daai persoon raak. Haat, vyandskap, twis, nee, hierdie kerk. Wat is twis? Onenigheid. Iemand wat heeltyd verdeeldheid wil inbring, wat heeltyd wil rusie maak. Dit staan loodreg teenoor eenheid. Deur Jesus sê, kom eendragtig by mekaar. Kom loof vir my een mond. Moenie 'n wig probeer indruk oor hom. Sny daai ding af. Sny hom af. En jy sien die volgende ding wat onenigheid voel, is gewoonlik as gevolg van die tweede punt of die punt na dit is jaloersheid. Hoekom wil jy wig inbring? Hoekom wil jy rusie maak? Hoekom wil jy onenigheid bring? Jaloesie, jaloersheid, afguns wat verkeer, wraaksigtigheid. So, twis, jaloesie, en dan kom ons op na toornigheid. As jy nie jou sin gekry het nie, dan raak jy kwaad. En as jy nou wil mooi hoor en jy verstaan nie die woord nie, dan gaan praat jy met pastoor Henry daar in sy kantoor. Vertel hy vir jou, hoe sing ons hierso, hoe heilig is ons hier, en daarna, iets in jou pla, dan kom raak jy kwaad. Dan kan ons dit nog 'n bietjie nader trek. Doen jou vrou iets wat jy nie like nie, of jou man, either way,
dalk jou kinders. En van die wat kinders is, dalk jou pa en jou ma. Hoor julle kinders, daar's al die kinders, almal hier so het 'n pa en 'n ma, so almal so kinders. Sien, dan word jy omgekrap, dan word jy kwaad, want hulle doen nie volgens wat jy wil. Hulle het jou te nagekom, of wat ook al die rede mag wees. Toornigheid. So jy sien die Here sê, met hierdie toornigheid, as jy verder lees, die woord, hy sê, liefwat, jy gaan slaap met daai toorn. Mense gaan jou kwaad maak, mense gaan jou ontstel, dit is so. Hy sê nie sondig. So hy sê nie as jy kwaad raak, dan is jy dadelik down the drain. Hy sê nie wat deel met dit. Moenie dat daai ding groei. Want mense gaan jou kwaad maak. Mense gaan jou ongelukkig maak. Jy gaan toornig maak. Maar dan vat jy daai toornigheid. En jy vat dit hier na sy woord toe. En jy werk dit uit. Dan gaan hy dit vervang met liefde, blydskap, vrede en ontmoediging in jou lewe. Maar as jy daai toornigheid gaan vashou, dan groei jy so spits uit. En as jy daai mense sien, as jy in daai situasie is, vang hy. Sny af uit jou. Volgende enetjie, na-ywer. Dit was nogal 'n woord wat ek nie lekker verstaan. Dit is as jy iemand niks gun, as jy afgunstig is op mense. En dit nogal van die hoe al die goed eintlik soos 'n web in mekaar weef. En in my voorbereiding te besef, jy kan nie net een dingetjie, want baie keer dan is een dingetjie wat jou gryp in jou haak. En dan groei dit, en dan word dit meer, en dan word dit dit, en dan word dit dat, en dan word dit so. So moenie dat daai goed wat daar in die sirkel op jy uitgaan, posvat nie. Sny af daai goed, na-ywer, moenie afgunstig wees nie. Tweedrag, selfe storie amper vul dit by die ander, veroorsaak oneenigheid, skei groepe of mense van mekaar. Tweedrag, behoorlik, hier wat het jy gesien ons daai ene? Jy gesien wat in daai ene? Nee, stop dit. Tweedrag, skei van mekaar. En dan partyskap. Na die tweedrag, dan kies jy nou 'n wenner. Nee, ek gaan maar saam met Koos staan. Hy is meer reg as jy. Jy is verkeerd. Ja. Jy gaan nou na jou vriende toe, want hy gaan jou ondersteun. Hy gaan vir jou vertel presies hoe verkeerd jou vrou regtig is. En die vrou gaan na vriendinne toe of salon toe. Daar is hy. En dan gaan hy haarkapper vir jou vrou berading gee. Mense het gebeur. En die dinge is, daar is tentakels waar ons moet werk. As goed waar ons moet werk. En die ding is, die vyand verblind ons sinne. Daar is 'n skrif wat sê hy verblind jou, sodat jy dit nie sien. Want in jou lewensprentjie, dis hoe ek sê, elkeen het sy eie prentjie daar. En elkeen se lewensprentjie is hy die ronde sirkel. As ek nou vir jou moet vra, hierdie is jy right? Nee, ek is 100%. Ons sukkel partykeer om dit te sien. En partykeer dan moet ons hierdie woord vat en dan net 'n bietjie draai. Sal nou by skrif kom wat dit dalk ons ook verduidelik. Waar was ek nou? Partyskap, afguns. Was ons by afguns. Ja. Afguns is om jaloers te wees, te begeer van ander. Kyk dalk na jou broer of jou suster en hulle is vry in die Here. Nou raak jy afgunstig op daai persoon. Jy kyk dalk na jou mede-kollega en hulle het 'n bevordering gekry. En dit het moes nie so gewees het in jou raamwerk. Alhoewel jy dalk voel jy verdien dit, jy wat die besluit maak, ek moet dit besluit nie. Moenie dat afguns posvat.
Moord is ook ene wat baie mense sê, weet jy wat, nee, is ek veilig hierso. Nee, daai is rond. En dan totdat jy weer die koninkryksbeginsels uitkom, dan sê jy, weet jy wat, het jy al vir jou broer al raak afgesê. En jy dalk vir die taxi-drywer wat jou laat amper verongeluk het, gesê, nee, ek moet nie vrek. Het jy dit al gesê? Miskien net jy, miskien net jy nie. Maar kom sulke onbeheerste woorde partykeer uit jou uit in daai oomblik, as jou toren ontvlam. Dis wat ek sê, hierdie is so 'n netwerk van probleme. Jy kan nie net een pinpoint oor die een help die ander een, help die ander een. Dis hoekom ons so op ons hoede moet wees teenoor dit. En die Here sê baie keer dan pleeg ons moord nie binnekant. Dronkenskap. Ag, pastoor. Sê die enetjie. Net 'n kleintjie. Ha? Ek is nou die dag daar by die tire plek. En die man wat daar staan, hy sê nee, ek sou so moeg gewerk, ek gaan nou 'n kaptein van. Ek dink, wat is 'n kaptein? Val jy nou, wie sien? Waar, jy sê, is 'n seun daar by die man. Toe sien ek nie, al die kaptein in die yskas uit. En dan vaar hy met hom seun. Dronkenskap. So baie maklik met mense sê, nee, ja, gaan drink 'n dingetjie en ek sê dronk. Dan wil ek jou vra, kom ons sê jy's 0,01% dronk. Wanneer is jy dronk? Is dit by 10%, by 50%, 90%, 100%, 1%? En ek vind baie keer, net na daai enetjie, maar verander daai persoon se woorde. En praat ek nie meer soos die ou wat nou net met my gepraat het. Gesien hoe verder kaptein geseil het, hoe groter hy die boot word. So dronkenskap, asof vir dit, asof vir die enetjie. Want jy kan hom beheer. Hy gaan jou les leer en hy gaan jou die leisels opsit en hy gaan jou ry. Brassery, nou moet ons op. Oordadige eet en drink. Dit is wanneer kos jou beheer. Dit is wanneer kos God se plek vat. Dis 'n sensitiewe saak hierdie wat ons nie moet raak. Praat jy van moord of iets, ons is veilig daar. Ja? Ander mense het glad nie daai probleem. En dit is nie kos wat die probleem is, net soos enig van die ander goeders. Kos is nie 'n probleem. Dis die sonde wat die probleem is. Ander. By oorspel is dit nie die feit dat ander mans en vrouens geskaap is, die probleem is. As jy tees met die probleem is, as jy oor die probleem is, die sê hier. Het gaan oor waarmee vervang jy God? Waar groei daai ding heen? Wie maak jou vol en kom net by my op wat Here sê, toe hy honger gehad het, fisies honger gehad. Dan sê hy daar vir sy disippels interessante ding, dan sê hy, ek het kos om te eet waarvan julle nie weet. Ja? Voorbeeld, 'n voetspoor. Want dit gaan oor, wat is die bron? Waar lê die bron? Wat is die fokuspunt? En dis die verskil. Dis kom dan behoort dit jou glad nie te praat. Julle kan almal die naam van uit dit hoor. Die sonde. Jy kan kos eet. Jou vrou kan vir jou kos maak ook. Jy kan 'n broodjie smeer. Maar moenie dat dit God se plek vat. Nou die laaste een is dergelike ding en nou afhanklik te dink ek Afrikaans som dit eintlik op in al hierdie res. Want al hierdie is dergelik. As jy gaan kyk, dan praat hy van noisy festivities en chaos, chaos. As jy by daai goed te begin betrokke raak. Want God is 'n God van orde.
God het altyd struktuur. Dit is nie chaos nie, dit is nie almal weet nie wat hulle doen nie. Want jy sien in daai chaos van die lewe, dis waar die Satan jou kry. Want jy verloor in chaos, verloor jy jou fokuspunt. So pas op vir dergelike dinge. En die rede hoekom ek dit vir julle sê, al hierdie goed, want dit weerhou ons van die heerskappy van God. Nou die dag vraag iemand vir my, hoekom sien ons nie meer die gees van God werk nie? Dit is te veel sulke goed wat uitsteek. En ons werk nie aan dit nie. Heiligmakingsproses sê vir ons, identifiseer daai probleem. Sny hom af. Maak daai keuse. Jy kan kies of jy die kaptein in die huiskas uit gaan haal. En jy kan ook kies of jy die kaptein in die asblik gaan haal. Amen. Jy kan kies of jy daai pyp gaan vat of jy gaan los. Nou ons was ons te bakboere gewees, is voor my tyd gewees, ek was om bietjie, ek dalk baie kleiner soos my jongste dalk. Maar dit was wat die ouens geplant het dan. En interessant, my oupa kry hartaanval en die dokter wys, my pa vertel, ek weet nie of het nou van 3 jaar oud af of van 4 jaar oud of wat nie, het hy daar so in die werkers die storie het hy tabaksonde gehoor. Ja, hulle het hom gehelp. Sê, dis hy om rol en vou en snyf en alles doen. En dit is gebrek. En die dokter vat hom in en oupa lê daar kritiek, elke ding, ek weet nie of vir omleidings nie. En hy sê vir hom, wat dis hoe jou gesondheid lyk, en jy is volgende. Jy moet aanhou, hou aan. En in een oomblik maak hy 'n keuse. In een oomblik. En hy vat al die goed, en hy gooi dit in die asblik, en hy loop weg. En hy het nog nooit ooit weer sy vingers op sy hand aan het gesit. Hoekom vertel ek julle dit? Het is nie gemik op dat een of nou op die tabak bezig het. Het is gemik op al die goed. Want het vat net een keuse. Een doelgerigte keuse. Net soos wat jy die verkeerde kant kies, so kan jy die regte kies. Enigste ding is, jy moet net die verkeerde kant afstaan. Want sodra jy hom los daar, gaan hy terugkom. En dan gaan hy weer vir jou sê, ek is nog nie, ek het my bietjie vergeet, weet jy te weer probeer. So kom baie keer met die eet, kyk bietjie. Mense die eet vir 'n tyd lank. Maar as jy wil gaan kyk na die volgende aspek toe, dan kyk wat is die verskil tussen mense wat net gesond leef. Dit is net 'n keuse. Dit is nie maklike keuses. En hierdie is 'n konfronterende woord vir ons almal. En toe hier voorbereid, jy sê, ek moet hier voorstaan en jy sê, is erger op my. Dit is 'n konfronterende woord hier. Maar die ding is vir ons as liggaam om vorentoe te beweeg, wat kies ons? Is ons bereid om die keuse te maak? Of is ons gemaklik met die prentjie soos hy so is? Dalk sy lewe so, alles is perfect. So alright, dit dalk maar 'n paar foutjies. Maar die woord van vandag is, kom ons begin daai foutjies aanspreek. Kom ons begin dit onder God se spieelbeeld. Met die genade van die Here kan ons hierdie goed illumineer uit ons lewe uit. Want dit kontamineer God se heerskappy binne in ons. Jy sien, as ons so bly leef, elkeen van daai tentakels van ons waarmee ons sukkel. As ons dit lank genoeg hou, gaan daar 'n vruggie voortkom. En op die regte oomblik, as die regte trigger trek, kan jy onthou, wat is daai ou prediker wat ontdood. Ek kan nie onthou wat sy ou se naam is, as ek dit byval sal ek julle sê. Wat gesê, wie wat, die duiwel werk so. Hy beplan goed. Hy kom nie net by jou en sê, jy sit in jou gesig, as jy vol is van die Here.
En hy daar 'n voorbeeld wat hy noem. Hy sê, kom ons sê, jy ry uit by jou huis, nou ry oor die hom. Hy is fine, maar dis nou hartseer oomblik en jy verkwaarlik met jouself, want dit het nou gebeur. By die robot stop jy, nou ry daar iemand voor jou in. Nou gaan jy wat hier dit, dan kom jy daar laat by die werk aan, want al hierdie rigmarols het gebeur en jy skree jou baas op jou. Want daar is 'n deadline wat agter is. En hy is teleurgesteld aan jou. En hier op die einde van die dag, dink iemand hulle wil goed doen vir jou, en hulle bring vir jou 'n koppie koffie, en hulle smy die hele beker op jou uit, wat hulle het getrip oor 'n tou wat iemand anders wat het lê, en jy is bevlek, en jy is dadelik kwaad, en die persoon wat wil goed doen, sê jy dan regtig is dit nie nodig. Maar jy kook so. Jy klim in jou kar. En jy gaan huis. En jou vrou is so opgewonde dat sy 'n great dag. Jy kan die rolle maar speel soos jy wil. Maar sy die kar se deur oop vergeet in die garage. Toe sy jou slap chocolates uithaal. En jy so kwaad, jy sien dit nie, jy ry om binne die kar se deur vas. En toe jy sien jy rooi. En jy verskeer al, of wat ook al. En dit is wat hierdie ou sê, hoe die Satan werk, want hy wil 'n wig inslaan in die huwelik. Maar hy het nie 'n opening vir die huwelik. So nou gaan jy die hele dag, dan gebeur klomp goed van jou. En elke keer chip dit 'n stuk van jou weg, en dit maak jou oop. En hy het dit so beplan, want hy wil nie, hy worry nie vir die ou wat vir jou ingery het nie, hy worry nie vir jou baas of vir die, dalk is hy nie verkeerd, hy worry oor die vrou, en hy worry oor die man, want hy wil die liefde hê. Jy sien, maar as ons daai goeders kan begin aanspreek, kan ons op ons hoede wees. En as hierdie goed ons pad langs kom, dan kan ons dit begin uitklee, daai leuns, door die vrug van die Gees. So wanneer jy by die huis kom, dat jy daai situasie reg kan hanteer. Jy sien, is ons keuse. Gaan ons dit vat, of gaan ons dit los? Gaan ons besluit ons wil geestelik groei? Gaan ons die vrug van die Gees wil dra? Of gaan ons die vrug van die Gees, wat binne in ons is, kelk, met 'n slegte vrug, van 'n area van ons lewe wat uithaal. En hoe meer van daai areas ons het, en hoe groter hulle is, hoe meer houvas, gaan die vyand op jou hê om dit te manipuleer. So dis hoekom ek sê, kom ons identifiseer dit, en ons sny dit af. En die volgende ding, as ons weer daai prent net kan gebruik, vir ons, om te verander, vir ons vir daai sterretjie, om te verander, moet ons 'n boundary skuif. Boundary is daai swart lyn. Nou hoe dit werk is baie maklik vir iemand om te groei na iets. Daai boundary skuif jy maklik. Vra dit as jy so bietjie ouer word. Jy het so belt, nee, en dan sê so. En daai boundary van daai belt skuif maklik. Elke jaar. Dan skuif hy. Want jy kan groei. Maar probeer bietjie daai boundary kleiner maak. Jy nou sê niemand aan my. Toe maar sukkel maar oor. Om daai boundary in te kry, om daai uitstekels af te sny, is baie moeiliker as om die boundary groter te skuif. Want die ding is dit is 'n leefstylverandering wat moet plaasvind. En die probleem is jy is gewoond, jy is 'n sterretjie. Jy is gewoond, jy is 'n sterretjie. Jy is gewoond aan jou hoeke, jy is gewoond aan jou kante. Jy is gewoond aan jou veilige hawe.
om daai ding te sny en dit te elimineer, beteken, jy kan nie wees wie jy was nie. En saam met dit wil ek vir julle sê, die vyand gebruik dit om jou identiteit aan te val. Maar dit is 'n leuen, want die Here wil hê, jy moet wees wie jy moet wees, wie jy geskape is, wie jy geroep is voor in Christus. So eintlik wil hy hê jou ware identiteit moet uitkom. So is bietjie moeiliker om daai grysstukke af te sny. Maar as ons nie begin nie, en as ons dit nie kan identifiseer nie, gaan dit bly. Want partykeer kan ons nie groei in 'n area van ons lewe nie, omdat daar grys hoeke is wat uithaal. So ons moet daai boundaries, moet ons begin shape. Ons moet dit verander, om by God se boundaries in te pas. So ons kan nie aanhou en aanhou en aanhou, dieselfde trap vorentoe nie, dit verander. Identifiseer en maak 'n keuse. So partykeer, as ons buite God se boundaries optree, moet ons dit inperk, en as jy dit kan afsny, is dit nog beter. Alleenlik, dan kan jou beeld verander, om by die beeld van Christus te pas. Vir daai sterretjie, om 'n sirkel te word, moet hy sy hoeke verloor. En die ingeknapte dele moet uitstoot. Dis waar Genesis 1, wat ek vir julle gelees het, inkom. Jy is na sy beeld geskaap. En dit moet ons fokus wees. Vir ons om sy beeld te bereik, moet ons shape verander. En daai proses moet ons heilig maak. En daai proses te kry, en ek is besig, ek sluit af, so jy kan raak. Is daar 'n paar punte. Identifiseer. Identifiseer wat se vorms is daar in jou lewe, wat nie soos Christus lyk nie. Punt 2, dan moet jy die keuse maak, gaan jy dit verander, of nie? Want daai keuse kan jou pastoor, of jou man of jou vrou of jou kinders nie vir jou maak nie. Ons kan nie verander nie. Jy moet self kies, wat gaan jy doen? Gaan jy dit verander? Gaan jy dit afsny? Gaan jy shape verander? En dan, punt 3, groei in Christus. Met ander woorde, dit verwys na 'n veranderende lewenspatroon. En die punt nommer 3 is baie belangrik. Want as jy dieselfde patroon gaan volg, as wat jy gevolg het, dan het jy die keuse gemaak, dan gaan die uitkoms dieselfde wees. So jy moet jou lewe verander. Jy moet, kom ons gebruik 'n voorbeeld van iemand wat woord uit sy mond uitkry. Nou sê hy by hierdie vriende, dan hoor jy die woorde vloei vrylik. En dan stap die pastoor of die dominee in. Dan hoor jy daai ou praat nie 'n lelike woord. So, waar lê die probleem vir daai verandering? Party mense wil dit in hulle hart doen, maar omdat hulle na omstandighede inbeweeg, dan trigger dit en dit sit daai patroon aan die gang. So wie wat partykeer moet jy of vir jou vriende sê, wie wat kerels, dit stop hier. Of jy sê vir hulle, wie wat, as julle nie my gaan help, of my keuse gaan ag nie, dan dink ek die vriendskap moet daar stop. So, veranderende lewenspatroon. Jy kan nie dieselfde siklus volg nadat jy jou probleem geïdentifiseer het of jou keuse gemaak het. Punt nommer 4. Wees waaksaam vir versoekings. En dit mense half inhaal by die vriende se kant. Want daar's sekere goed
wat ons trigger. Want baie keer doen ons alles en ons groei en ons gaan goed, maar daar's triggers. Net daai ding, wees waaksaam vir daai trigger, identifiseer dit. As jy dit geïdentifiseer het, dan moet jy dadelik op jou hoede wees, want die uitkoms van daai ding is nie goed. Dis hoekom dit daar is. Jy het nou die voorbeeld gegee van wat daai persoon gesê het, hoe die duiwel werk. Wees waaksaam vir die versoekings. En saam met wees waaksaam, wanneer jy daai versoeking identifiseer, moet jy oor dit heers. Want die hele woord, van wat ek julle gevat het, reg in die begin, dui op heerskappy. En toe jy Christus aangeneem het deur bekering en wedergeboorte, het hy vir jou Adam se heerskappy herstel en vir jou gegee, die tweede Adam. En dan moet jy daaroor heers. En ons weet almal met die versoeking, het hy geheers met die woord van God. So wanneer jy dit sien, kry vir jou skrif. Kry vir jou die antwoord uit hierdie boek uit. En heers oor daai versoeking met die woord. En punt nommer 5 is 'n bemoediging. Want hy sê daar, Paulus sê dit, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Maar dit hang af, ek weet nie waar as jy in jou lewe nie. Maar ek het al 'n paar goed beleef in my lewe wat ek vir die Here sê, Here, ek kan nie. Hierdie man's over en out. My krag is te min. En dan bemoedig die Here jou altyd met hierdie skrif. Jy is tot alles in staat. Miskien kan ons 'n bietjie sê. As jy vermoedigheid uitneem, sê jy bietjie. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Moenie dat die vyand vir daai leuen kom verkoop wat sê jy kan. Dis te hoog, dis te groot. Jy kan nooit verander nie. Jy was, jou oupa was so, jou pa was so, jy sal ook so wees. Moenie daai leuen glo. Want ek is tot alles in staat. Die verantwoordelikheid. Dis die laaste sin wat gaan lees, want ek voel ek tog maar net hierdie vers lees. Die verantwoordelikheid om te verander is niemand anders sin. Dit is joune alleen. Die verantwoordelikheid om te verander is niemand anders te sin nie, behalwe joune alleen. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê die woord van God die volgende. Hy sê die Here is die Gees. Skort die Gees van die Here. Skort sy Heilige Gees. En dan sê hy verder, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Daar sny hy daai kante af. Want die Here het geweet, in my en jou krag is dit onmoontlik. As jy vasgevang is in een van die werke van daai vrug, uit jou eie krag uit gaan jy probeer. Maar daar waar die Gees van die Here is vry. So ek wil vandag vir jou uitdaag. As hierdie woord tot jou hart gespreek het, gaan maak dit jou eie. Gaan identifiseer jou tekortkominge. En ek wil dit weer benadruk. Sien my werk om jou tekortkoming uit te wys nie. Ek moet myne uitwys. En as jy dan sukkel, dan gaan jy na 'n veilige hawe toe. Dan jou vrou na jou man toe. En veilig, jy vra die wat help my, ek doen iets. Ek sien my vrug is vrot. Help my, want ek weet nie wat is dit nie. En as jy so 'n persoon het,
dan kom hier so na pastoor Henry toe, of na een van die beraders toe, waar 'n veilige hawe is, dat hulle jou kan help. Nie om te help om dit op Facebook en WhatsApp en allerlei te sit. Veilige hawe, sodat ons kan vorm na die beeld van die onsigbare God. Want Christus was daai beeld, sê die skrif. Christus was die beeld, hy was ons die voorbeeld wat ons moet volg. En ons kan dit net doen as ons besef, ons prentjie lyk nie so sy prentjie. Daar's verandering wat moet plaasvind, sodat ons kan vorm verander, sodat ons vernuwe kan word na die gees van ons gemoed, soos wat Paulus dit beskryf. So ek wil net so 'n minuut of wat gee, elkeen van julle, net maar by jouself, wat ons met die Here praat, en dan bid jy tot God, en jy vra, miskien is jy okay, maar dalk is daar ietsie wat jou hinder, om die volheid wat hy vir jou in storie te bring. Kom ons bid saam en dan sal ek oorvat na die tyd. Dankie. Yes. Jesus naam. Want Here, net in Jakobus sê hy, as ons ons tonge kan beheer, dan sal ons die volmaakte mens wees. Here, baie keer is daar so baie goed wat buite ons beheer raak. En ons let nie op dat dit die vyand is, wat ons heerskappy, ons goddelike heerskappy van ons sal wegvat. Die wêreld kan uit beheer raak. Ons omstandighede kan uit beheer uitraak. Maar Here, omdat U altyd en in alles in beheer is, daarom kan ons goddelike heerskappy nie uit beheer uitraak. Here, ons is 'n volk wat baie keer mislei word deur die leuns wat die vyand ons bied.
Here, ons wil vandag 'n verklaring maak, Here, dat ons is moeg vir dit. Ons wil die Gees, Here, toelaat om in ons te werk. Here, sodat ons kan identifiseer wat nie van U af is nie. Dat ons alles kan afsny, Here, wat gewortel is in hierdie wêreldse stelsel. Here, dat ons kan groei en vrug dra vir U koninkryk. Here, dat ons heerskappy opnuut weer sal opneem. Here, sodat die Gees kan vaardig word binne in ons lewe. Here, ek bid vir U beskerming vandag vir elke persoon, Here, wat daai besluite geneem het. Here, ek wil bid, Here, dat die Gees elke persoon sal ontvou in hierdie môre. Dat U ons hande sal sterk maak, Here. En ook as ons vermoeid en belas word, Here, deur die sorge van hierdie lewe. Bid ek vir Arends Vlerk, Here, ons op te tel. En ons weer krag kan gee. Here, ek bid vir die brood van U lewe. Here, U water, die lewende water, wat ons gees laat opkook, ten spyte van ons omstandighede buite ons. Here, omvul ons vandag in die liefde en maak die woord vas in ons hart. Here, want daar is 'n skrif wat sê die heiligmaking nodig, waar sonder ons nie kan sien. Here, en soos die skrif wat ons gelees het, Here, wat verwys na U koninkryksheerskappy word weggevat deur al hierdie onrein vrugte, Here, wat ons lewe besoek. So my gebed is, Here, soos wat ons gehoor het, Here, dat U sal snoei, soos wat een predikant het gesê, dat U van ons sal snoei dit wat nie van U af is, Here. En dan moet ons baie keer bietjie erg gesnoei word, Here, dat dit seer word, met die doel dat ons kan vrug dra. Here, maar dat ons die vrug van die Gees sal dra, tot 'n oorwinning en 'n getuienis, dat U is alleen God, en daar is niemand buite U. Here, U wat 'n werk begin het, toe U die skepping geformeer het U dit goed gemaak. En by die mense het U gesê, U dit baie goed gemaak. So Here, vandag sit die mense hier voor my, Here, wat U baie goed gemaak het, elkeen van hulle. Maar Here, soos wat Adam die keuse uitgeoefen het, om dit wat U baie goed gemaak het, te onderwerp, om van die verkeerde vrugte te neem. Dis my gebed, Here, dat ons, Here, baie goed sal wees, want ons eet van U vrug, en ons vul ons met U vrug, sodat ons roeping, wat U oor ons lewe kan vervul. U is ons naby, Here, waar elkeen hier gaan huis toe gaan, daar waar ons hierdie wêreldse stelsel in beweeg, Here, dat ons nie sal skroom om te sê, ek het nie verander nie. Die ou Elias is nie meer hier. En ons praat nie net van iemand wat bekeer het, Here. Want heiligmaking is 'n bekering op al hierdie tentakels wat buite U vorm is. En eer U daarvoor vandag, in die enigste naam van ons Koning Jesus.